Julle maar baie welkom. Laasweek se opname het ongelukkig kort afgesny. My foon se battery het hier van 75 af plus afgeloop. Ek dink iemand van julle het my gesê die ding is dood, maar dit is ons al so amper half naby die einde, so toe wil ek nie nou karring daarmee nie. Ek weet nie of hy ding nou afgesny het of hy nog iewers op die foon lê nie. Ons het 'n baie kwaai sessie verlede week gehad. Die Here se Gees het regtig kwaai gewerk. Dis nou tipies hoe die duiwel op werk, jy weet. Want ek doen altyd die Facebook gebed, dan sit, weet dan, ek partykeer sommer net 30, dan is al 30% op my battery oor en dan gaan hy deur dit en dan is nog tyd oor. Maar lyk my die video's trek 'n bietjie krag. So, maar nou ja, dit is nou maar een van die goed, ons sal dit inhaal en ook op die groep sit. Dit is baie interessant, weet, ons het 'n klomp ouens op die groep wat nou nie in die aande hier is nie, een van die pare bly in Bloemfontein. So Dirk Visser, kyk het ook deur, maar hy's elke Sondag aand het hy sy eie mentorgroep met 'n klomp ouens in die Weskus, in een familie in Namibië. Hy het so 2 jaar terug, na aanleiding van die Koninkryksgoed, het hy 1 hele Desember, het hy daar gaan vakansie hou om al die ouens te doop. So hy is op sy eie kwaai aan die gang met hierdie disipelskapmaking, en hy het my gesê, hoor asseblief, ek kan nie nog een ding bywoon nie, want dan sal nie 'n dag in die ander week wat ek iets het om te doen nie, maar hy het Sondag aan in elk geval vas. So, toe sê ek, nee, sit jou net op die groep en kyk dit maar wanneer jy kan. Ek weet nie wanneer hy tyd kry nie, want hy stuur my elke week 10 boodskappe aan wat ek moet kyk, en dan is dit 30 minute, 40 minute goed. Ek weet nie hoe kyk hy deur dit nie, maar hy doen dit. Dit is hoe hy so geestelik is. So, maar as ons sal dit inhaal, dan sal ek weet dit nie wanneer nie, maar sal ek dit vir julle gee. Maar baie bly julle is hierso, en ons het verlede week, na afloop van die diens het van die broeders na my toe gekom en gesê, hoor ek voel, ek wil my laat doop. Van hulle was in die verlede al gedoop, maar ek dink na verlede week het die betekenis van die doop vir hulle baie meer duidelik geword. En verstaan hulle eintlik vir die eerste keer waaroor dit gaan. En dis ongelukkig een van die goed wat ons mee sit binne die Pinksterwêreld. Weet hulle nooi ouens uit om gedoop te word, maar hulle loop nie met ouens se pad om eintlik te sê waaroor dit gaan nie. En ek het veral op die wedergeboorte kant wat ons vanaand gaan klaarmaak mee. En daai goed het 'n dinamika wat ek het al baie teenkanting daaroor gehad, binne die konteks van die kerkwêreld, weet van pastore en dominees eintlik. Want vir my is wedergeboorte het verseker 2 bene. Ek kan dit nie sonder dit sien nie. Die Bybel sê water en gees. En in hierdie week toe stuur Dirk juis vir my, hy het op die groep gesit my toe, ek wou nie dit op die groep sit nie, want ek wou dit eers na vanaand opsit, toe sit hy dit op, toe ek die ander gedeelte dat ek vir hom gestuur het opgesit het, oor die Godheid. Ek weet nie wie van julle dit gekyk daar nie. Het julle kans gehad om daai storie te kyk? Daai ou is briljant julle. Hy is verby briljant. Hy looi die moslems van 'n kant af op die Godheid, hy stoei vir hulle. En hulle is naderhand so uitraadheid dat hulle kan hom nie antwoord nie, en dit het maar hy het hom al gesien op daai gebied. Hy is ongelooflik skerp in die woord, maar sy totale Godheid beskouing rondom Christus is God, ontleed hy in daai ding wat ek vir julle gestuur het. So maak 'n punt daarvan, en kyk is nie so lank nie. En dan het hy 'n ding oor wedergeboorte gestuur, of gedoen, wat ek ook wou kyk, wat is die inslag daar, omdat ek het al met ouens gesit wat kwaai geleerd is rondom dit, en een van die ouens was een van die moderators van die AGS kerk, waar ons absoluut verskil het oor wedergeboorte, en hulle gesê het, hoorie, daar is nie 'n manier, die wedergeboorte kan nie, dit het niks met die doop te doen nie. Dit is vir my moeilik, ek kan nie, elke plek waar jy die woord wedergeboorte kry, waar jy die uitstorting van die gees kry jy die water saam met dit, is dwars deur die hele konteks van die Bybel so. Maar hierdie ou kom met 'n ongelooflike skerp invalshoek, om dit te verduidelik, en wat hy doen is, hy vat die 4 algemene sieninge, rondom die verhaal van Nikodemus, jy moet weergebore word uit water en uit gees, want die geredenasie wat die ouens het, is die water, verwys na die woord, want iewers in die woord sê hy, die woord is water, ander plek verwys hulle na die water is die gees, met ander jy is uit gees en gees gebore, en dan die ander een wys na die natuurlike geboorte, en dan die derde een is verwys ook na die water van die doop, dis die 4de ene, en hy ontleed al 4 daai sieninge, en dan praat hy met jou ook uit die Griekse konteks uit rondom dit, en ek sal dit vanaand vir julle aanstuur as ons hier klaar is. Dis nie lank nie julle, maar dit is
ek dink ouens vra hom 'n vraag en dan antwoord hy hierdie goed. Jy sien, hy sit sommer daar en sy kom iewers daar in sy kamer of 'n kombuis, dan staan hy sommer op en gaan haal hy van water, dan sien jy al die vuilskorreltjies hier agter hom. Maar hy's briljant, hy's briljant. Ek kyk hom so en dink ek, Here, ek vat my 6 ure om hierdie hele godheid ding in julle harte te kry, miskien langer as dit dalk 8 ure, hierdie ou doen dit in 20 minute, ek dink ek moet hom bel en hom sê hy moet kom, dan gaan julle baie tyd spaar. Maar nou ja, dit is nou maar hoe dit gaan, maar daar is net sekere dinge in die woord wat jy net nie kan by verbykom nie, en dit is so die afgelope tyd, raak 'n mens baie bewus van die woord eksegese, en dan in die Engels is dit eisegesis, met ander woorde waar hulle dan die twee waar jy die skrif gebruik om eintlik jou siening te staaf, of waar jy eksegese doen, wat jy kyk wat sê die skrif, plain wat daar staan binne die konteks van die skrif. En dit is ongelukkig een van die goed. Ek het iewers in hierdie week, toe kry ek 'n WhatsApp, ek weet tot vandag toe nie waar kom hy vandaan nie, waar die ou my nommer gekry nie. Kry ek 'n WhatsApp van 'n ou en ek het nie geregistreer nie. Toe sê hy, hoor jy, as jy bietjie met my wil praat oor die Sabbat, kontak my. Nou weet, ek wil hom nie eens antwoord nie, want ek wil nie met hom praat oor die Sabbat nie. Ek sal met hom praat oor die koninkryk. En dis eintlik wat ek hom wil vra, wat verkondig jy, die Sabbat of die koninkryk? Jy weet, en dis ongelukkig hoe die goed werk. Jy het 'n siening en dan probeer jy almal oortuig rondom 'n siening, in plaas van dat jy die ouens oortuig van die krag van die koninkryk van God. En dit is die probleem in die kerkwêreld. Maar, nou ja, ons is daar, so kom ons gaan vanaand aan, kom ons bid net saam, en dan sê hulle vir my, waar was ek laas? Dis nou vir die wat laas hier was, hoor. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die goedheid en guns. Ek wil bid, Here, dat U ons harte in hierdie oomblik sal rustig maak, en dat U ons gees, Here, sal skerp maak. Met U teenwoordigheid, Here, en dat U ons sal vat van krag tot krag en oorwinning tot oorwinning. Ons bid vir hulle wat nie hier is nie, Here, wat dit vanaand nie kan maak nie. Ons wil vra dat U, Here, ook in hulle lewe genade sal gee, en dat U hulle ook veilig by die huis sal bring, daar waar hulle is, die wat, Here, weg van die huis af is. Ons dink in besonder aan Johnny en Werna en Johan, Here, wat na Johan se plaas toe is die naweek. Ons wil vra, Here, dat U vir hulle op die paai sal bewaar, en dan ook elke ander een, Here, dink aan Dolf en Marietjie wat steeds sukkel met bronkietes, dat U hulle sal aanraak en genees, Here. Dankie, Hemelse Vader, dat U ons God en Koning is. Here, ek wil bid, verskerp ons hart, verskerp ons gees. Help ons dat ons die swaard van Christus in ons lewe sal skerp kry, Here. Here, ons tyd is min om die wêreld te evangeliseer. En ek wil bid, Here, want Matteus 24 vers 14 sê dat wanneer julle hierdie evangelie in die ganse wêreld verkondig het, dan sal die Here Jesus kom. En Here, dit is so dat daar is bitter min plekke in hierdie wêreld wat die evangelie nog nie verkondig is nie. Maar ek wil vra, Here, dat U vir ons krag en genade sal gee om in die tyd wat tot ons beskikking is, steeds, Here, vas te hou aan U woord, te leer en, Here, tyd uit te koop om te hoor wat die Here vir ons sê. Want Here, dit is so, ons kyk na skrifte vanuit ons eie perspektief, vanuit ons eie geloofsoortuigings, vanuit ons eie verwysingsraamwerke. En dikwels interpreteer ons die totale skrif rondom dit, en dit is hoekom daar so baie denominasies in ons land is, Here, en eintlik reg oor die wêreld. Maar ek wil vra, Here, dat U vir ons die pad sal oopmaak, dat U vir ons sal deurbreek in Jesus se almagtige naam, en ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Alraai, julle sê vir net waar ons geëindig laas. Dis ek as jy oopgemaak. Prys die Here. Dit moet 'n salwing wees wat nou hier deurbreek. OK, julle, dat ek net terugblaai, ek moet net myself oriënteer. Ek wil na begin op bladsy 24 net by die opskrif. Ek weet nie of daai water nou kook nie, ek dink aan kook seker nou, is dit so? Sal nie sommer vir my ook net 'n halwe koppie aangooi asseblief dan net suiker, niks suiker en net melk. Wil julle eers gou vir julle koffie ingooi? OK, dan kry ons op. Jorine Mani, nou hoe kry jy nie op 'n tafel nie? Jy skryf so vinnig. Jy het nog tyd om hier op die gebied te sy van hom, ek weet nie, shot en wat is daai nie. Skryf by aard van die saak aan te mooi nie, maar skryf te staan en dit het al verloor hier. Ja, ek luister ook eerder nog, maar alhoewel ek kan nog wel dood aan agterwyk so gaan. Ek dink as ek dit op skool kon gedoen het, sou ek baie beter op skool gedoen het. Daar het ek nie geluister en ook nie geskryf nie.
Ja, julle. Ja, so gaan ons aan. Ekskuus, nee. Julle is almal nou van julle geholpe is met koffie, dan ons reg. Ons het laas met julle gepraat oor Nikodemus, ons het spesifiek begin by wedergeboorte. Met sy twee bene, en ons het oorgegaan na Nikodemus toe, en julle sal onthou, ek het vir julle laas keer gesê, dat 'n mens kan nie Nikodemus, jy kan nie die verhaal van Nikodemus in hoofstuk 3 vanaf vers 1 lees alleen nie. Want die vertalers het 'n gedeelte van die geskiedenis daar, het hulle onderbreek met 'n opskrif. So, en met 'n hoofstukverskywing. Jy moet, as jy hoofstuk 3 van Johannes deurlees, vanaf vers 1, moet jy eintlik by hoofstuk 22 begin. Want daai hele verhaal is gebeurtenis vir daai tyd, en veral die laaste gedeeltes hier van 22, 23 af, is daar 'n klomp goed wat gesê word rondom Jesus het 'n wonderwerke in krag bedien, en mense het letterlik na hom toe gekom van oralster af, en dan gaan dit oor na hoofstuk 3 toe, dan sien ons Nikodemus, hy kom in die nag na Jesus toe. En ek het laas weer gesê, die rede hoekom hy in die nag na Jesus toe gekom het, die skrif staan hier iewers, dis omdat daar in die Joodse raad 'n besluit geneem was, as enige persoon hulle met Jesus meng, en hulle vereenselwig met Jesus se leringe, dan word hulle letterlik uit die raad uitgesit. So daai storie wat ons nou oor gepraat het, is 'n ou storie, dit kom al van daai jare af. Het hulle letterlik daai ouens geëkskommunikeer, hulle het hulle vermaan, hulle het hulle uit die raad uit geskop. Hulle wou nie gehad het mense moes met Christus se teologie en sy leringe moes hulle omgaan nie, so hulle het 'n verbod op dit gesit binne in die Joodse raad. Nou, Nikodemus was die hoof van daai raad. Nou moet jy vir jouself dink wat 'n dilemma sê. En nou staan hy by hoofstuk 22 vers 23 en 22 is Nikodemus daar. Want hy kom na Jesus toe dit donker word. Waarskynlik vir die hoofrede is dat niemand hom so herken nie. So ek neem aan hy het hom seker tot 'n mate, jy weet, het hy seker maar homself 'n bietjie toegemaak dat hulle hom nie kon sien. Ek glo nie hy het openbloot daarin geloop nie. En dan kom hy by die Here Jesus en hy maak 'n belydenis. En hy sê, ons weet dat hierdie dinge wat u doen, kan 'n mens nie uit homself doen. Hy sê eintlik, kan 'n mens nie doen as God nie met hom is nie. So met ander woorde, hy doen 'n openbaar, hy bely voor Christus, dat daar's een of ander krag in Christus, wat 'n mens nie op sigself kan doen nie, tensy God dit in hom doen nie. So hy maak hy openbare belydenis van dit. En dan is dit so, dat die Here Jesus antwoord hom nie direk, want hy wil weet waar kry jy die krag, want hy sê, ek wil weet waar kry jy die krag vandaan, wie gee aan jou hierdie gesag en hierdie autoriteit, om hierdie kragtige dade en hierdie wonders te doen wat u doen. So dit is wat hy in hoofstuk 2 vers 2:23 gesien het, dit is wat hy daar gesien gebeur het, so hy was daar. Want onthou waar Jesus in die openbaar bedien het, het hierdie klomp ouens altyd gereed gestaan om Jesus te tag. Hulle wil hom altyd gevange neem, hulle wil hom uitklee, hulle wil ontslae raak van hom, hulle wil hom selfs by geleenthede wil hom vermoor het. So hy was die hele tyd in die spervuur rondom sekere goed. En nou kom Nikodemus in die aandsoen toe, omdat hy waarskynlik bang was dat iemand hom sou sien en hulle eie besluit teen hom sal draai, as julle mooi verstaan wat ek sê. Maar aan die ander kant is daar is iets wat in sy hart gebeur. En dit moet 'n ou nie oog uit verloor nie. Want hy sou nie net gegaan het om te hoor waar kry hy die krag nie. Hy gaan omdat hy bewus raak van die feit dat hierdie Christus, hierdie man wat voor ons staan, wat al hierdie dinge doen, kan nie hierdie dinge doen as God nie met hom is nie. So diep in sy hart is daar hierdie vraag, is hy nie dalk die Messias nie? Want het hy die skrifte geken, en hier verskyn Johannes die Doper, en duisende mense kom na Johannes die Doper van orals af, en hy roep uit wat Jesaja geprofeteer het, ek is die een wat die weg van die Messias voorberei. So, as hy daar is,
En onthou die Fariseërs en skrifgeleerdes het hom ook verwerp. Want hulle kom na hom toe en hy vra vir hulle, hoekom kom julle na my doop toe? Wie het julle aangesê om die toorn te ontvlug? Dan sê hy, julle addergeslag. So daar spreek hy hulle aan, want hy kyk in hulle plan, hulle motief is nie reg nie. So met ander woorde, hulle laat doop hulle, maar hulle motief is verkeerd. En dit is hoekom baie keer is daar 'n worsteling in ons eie gees, moet ek weet, kan ek my laat oordoop nou dat ek voel ek is eintlik eers reg? In die verlede het ek dit gedoen, daar was dalk een of ander eksterne druk op my, of wat ook al, ek was dalk in groepsdruk of maar ek het nie geweet waaroor dit gaan nie. Nou sê ek vir jou, as jou motief van jou hart nie bekering is nie, het jy 'n krisis julle? Want onthou, bekering, die boodskap van die doop van Johannes die Doper is 'n boodskap van bekering. So jy moet jou bekeer, jy moet jou sonde bely. So die konsep van bekering moet in jou hart wees. Jy moet glo in die een wat kom. En as dit nie daar was nie, wat sou daai Jode se, daai klomp Fariseërs se doop hulle gehelp het? Dit sou hulle niks gehelp het nie. En Johannes die Doper sê dit vir hulle. Maar nou sien Nikodemus, hy sien hierdie goed en iets gebeur in Nikodemus se hart. En hy wil meer weet, maar hy besluit om in die nag na Jesus te kom. En hy vra vir die Here, waar kry jy hierdie krag vandaan? Want ek is die leerowerste, ek is die owerste van Israel. Ek is die hoof van Israel se geestelike departement, as jy dit so wil noem, van die geestelike raad. Hoekom sien ons nie hierdie goed tussen ons nie? Weet, waar is ons ingebreek? En dit is wat ek dink hy in sy hart, weet wat hy ook wou weet. Maar dan antwoord die Here hom op 'n baie snaakse manier, voorwaar, en wat beteken dit? Ek sweer, 'n dubbele swering. Hoekom? Want jy sweer altyd by een wat? Meer as jy. En Christus het niemand meer as hy nie. So God sweer altyd in die Bybel by homself, maar hy sweer 2 keer. Dis 'n dubbele swering. So julle moet dit onthou, want dit is 'n belangrike ding, want 'n ou kan jou so 'n vraag vra, né? Nou sweer ek sê, voorwaar, ek sweer, ek sê vir jou Nikodemus, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En die woord sien in die Grieks wat Jesus hier gebruik is die woord insien. Met ander woorde, jy gaan dit nie kan verstaan nie, jy gaan dit nie kan insien nie, Nikodemus. Nou sê hy vir hom, hoe kan ek, as ek oud is vir 'n tweede keer gebore word, ek kan tog nie deur die skoot van my moeder gaan nie. En julle hierdie ander ou haal daai ding baie mooi uit. Kyk hy looi op daai ding, maar ek gaan dit vir julle vanaand gaan stuur. Julle moet asseblief tyd maak om dit te kyk. Dan sê die Here vir hom weer, voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie gebore word uit water, uit gees nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Uit water en gees kan jy die koninkryk nie ingaan nie. Dis waar die onderskeid kom. Eerste keer sê hy weergebore word uit water en gees, tweede keer sê hy gebore word uit water en gees. Of gebore word uit water en gees. So kan jy sien, nou sê jy ons daai water, daar's 4 betekenisse daar. En daai goed moet julle ken. Nou die ou gaan dit vir julle opsom. Ek het dit nie in my lesing so saamgevat, ek het nie daai inligting gehad nie, mense het. Maar dis baie briljante, die manier, sy invalshoek is baie, ek het 'n totaal ander invalshoek. Ek weer lê hierdie goed rondom die doopskrifte, al die doopsgeleenthede wat daar is oor al die tyd in die Nuwe Testament, dan sal jy altyd sien die Heilige Gees werking is altyd daar. So jy kan dit baie duidelik sien. Titus, die 3de hoofstuk vers 5 sê die bad van wedergeboorte. Nou julle was in is die bad van wedergeboorte. Daai bad beteken letterlik plek van skoonmaak. OK. So dit is Nikodemus se verhaal. Dan kom hy by Jesus uit en dan antwoord die Here Jesus hom. Die vraag is, hoe vind hierdie wedergeboorte plaas? En nou is ons op bladsy 26. Want met ander woorde, as die Here Jesus vir Nikodemus sê, Nikodemus, ek sê vir jou, jy moet weergebore word uit water en gees, anders kan jy die koninkryk nie insien nie. Jy moet gebore word, jy moet weergebore word uit die gees, anders kan jy die koninkryk nie ingaan nie. So nou sien jy weergebore, gebore. Wat bedoel die Here? Hoe vind hierdie wedergeboorte plaas? En ek wil vanaand gaan ek met julle 'n praktiese ding deel. Die ouens wat vroeër jaar in die mentorgroep by my was, hulle daai tyd al geleer het. En ek dink nie in die 34 jaar wat ek in die bediening is, en miskien in die 40 jaar wat ek gered is, ek weet nie hoe lank as ek al gered nie, van 82 af. Wil ek vir jou sê, het ek nog nooit iemand gehoor hierdie argument volg nie. Nou wil ek nie daarmee sê, dis ek wat so slim is nie. Toe ek hierdie lesings geskryf het die eerste keer, hierdie spesifiek oor wedergeboorte in die eerste reeks, het ek letterlik, die tyd toe ek hierdie goed geskryf het ek dit gesien. En ek het dit in daai lesing saamgevat en
dit het so, hierdie spesifieke deel wat ek nou met julle gaan raak, het so 'n impak op Dr. Sonja Kok gemaak, dat sy was letterlik 'n maand voor dit in 'n ander Pinkstergenootskap gedoop. Dat sy het my sê, as geen manier nie, ek laat jy doop my Sondag. Nommer 1 in die naam van Jesus, waar ons vergifnis van sonde is, ek weet nou waaroor gaan wedergeboorte. So sy het, en ek het haar daai aand gedoop, daai volgende Sondag. Want ons mentorgroep was vir 2 jaar in haar huis. So, dit was interessant daai gedeelte. So kom ons gaan kyk, hoe vind dit plaas? So wat sê die Here vir ons vanaand hier? So uit Jesus se antwoord is dit baie duidelik dat wedergeboorte plaasvind, en dit is die 2 bene, uit water en uit gees. Okay. Sonder opregte bekering, en julle moet daai woorde onderstreep. Sonder opregte bekering en ware geloof. Dis die 2, jy kan nie gered word, doop per se kan jy nie red nie. Dis Christus se bloed wat jou red. Maar God se voorskrif moet gevolg word. Okay? Een van die argumente waar daai ou kwaai uitlig is toe Jesus aan die kruis gehang het en hy die ou vryspreek, daai ou het nie kans gehad om te doop nie. Nou het 'n interessante invalshoek daar. Want hy sê daar dat, jy moet nou mooi verstaan, dis die uitsondering. Jy kan dit nie veralgemeen nie. Maar dis nie die sterkste argument vir daai is. Wat hy daar moet verstaan is, Jesus was nog nie verheerlik nie. Want onthou, tot nou toe het julle my niks gevra in my naam nie. Johannes die 14de hoofstuk. Maar hierna, alles wat julle die Vader in my naam sal vra, sal hy vir julle doen. En ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie. Maar julle self sal die Vader vra omdat hy julle liefhet. So kan jy sien, op die kruishout van Golgotha, voor die uitplaas van die laaste asem, was die wet in plek. Hoor jy wat ek sê? So met ander woorde, die wet het gegaan tot en met Johannes die Doper, sê die woord van die Here. Maar Christus onderhou dit. Maar die oomblik toe hy sy lewe aflê, toe skop die totale belewenis van genade in. Nou word jy gered deur genade. En julle, dis nie 'n nuwe ding nie. Hoe is Abraham gered? Deur sy geloof. So Abraham se geloof is hom tot geregtigheid gereken. Niks het verander rondom dit nie. Daar is nie 'n ander, daar is nie nou kom daar 'n ander invalshoek in die kerkwêreld in. En dit is waar die baba besprinkeling inkom deur die besnydenis. Die plek het die doop het gekom in die plek van die besnydenis. Wie van julle het al daai gehoor? Staan in die katekisasieboek so. Die doop het gekom in die plek van die besnydenis. Nou vra jy die vraag, maar wat van die dogtertjies? Okay, dan antwoord hulle jou nie. Julle, wat is die besnydenis? Jy moet dit vanaand verstaan. Voor Abraham was daar nie besnydenis nie, net geloof. Abel se geloof, Set se geloof, Noag se geloof, Abraham se geloof, al daai ouens in die vroeë era in Genesis se geloof het hulle geregverdig in God. Die besnydenis het eers ingekom met die trektolle van Egipte uitgegaan. Nee, by Abraham. Toe God vir Abraham sê, jy moet jou besny. Hoekom? Hoekom so 'n weird manier? Verstaan jy, hoekom so 'n ampere obskure, ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te sê, as 'n klomp manne wat hulle reg het gesê. Okay. Hoekom so iets? Dis 100% logies. Abraham uit jou saad sal alle nasies in die wêreld geseën wees. Hoor mooi,
kom uit Mesopotamië uit. Ja, dis vandag Irak of Iran, né? Ja. Dis net so. Israel se geboorte begin eers by Jakob. Want God verander sy naam na Israel toe. Nadat hy met die engel worstel. So daar begin Israel. Maar die teken van die verbond wat God met Abraham gesluit het, is die besnydenis. Julle moet my nou mooi volg. Nou kom die besprenkelingsteologie dat ons is steeds verbondskinders. Ek het 'n boek, ek was eintlik daai boek net nie gewys het vir. Daar's 'n boek, hy het nou net 'n boek gegee, hy opskryf 'n pot snert, amper iets anders gesê. Wat praat, is ons volk of kerk? Ek het nog nie die snert gelees nie, want ek het nie tyd vir dit gehad nog nie, maar ek sal dit graag wil lees as in ons as hulle kwytraak. Nou julle, dit is die Afrikaner teologie, Israelism. As jy nie so lyk nie, dan word jy nie gered nie. Ons is 'n deel van Israel, hierdie ouens wat hier sit, julle is almal Israel. Jy is 'n deel van Israel deur die verbond wat God met Abraham gesluit het in Christus. Nie deur 'n geslagslyn nie. OK, deur die belofte. Nou julle, nou sê God vir Abraham, jy moet jou besny. Elke kind, toe hy vir Isak, toe hulle Isak kry, op die 8ste dag moes hy hom besny. Die verbond wat God met Abraham gemaak het, is dat uit sy nageslag sal die Messias kom. Dis die verbond. En hoekom God, kom ek gaan net een tree terug. Toe Abraham reeds ver gevorder was in sy ouderdom en Isak gereed was om te trou, hy is 40 jaar oud. Nou moet jy weet, hy was klaar 90, hoe oud was hy toe hy 'n kind gehad het, so dis nog 'n paar jaar by. Toe Isak 40 jaar oud. Toe roep Abraham sy dienskneg. Wat sê hy vir sy dienskneg? Kom aan julle. Gaan haal van mevrou, maar voordat jy dit doen, wat doen jy? Sweer. Sê weer? Sweer. Met sweer, jy moet beloof. OK, met beloof. Maar waar? Psalm, you should. Hy sê, lê jou hand onder my heup. Skielik gedink. Dan besef jy die grootheid van God. Hy sê, dan sweer jy vir my, jy sal nie 'n vrou vat uit die vroue van hierdie land waarin ons nou is nie, want hierdie land het God aan my gegee, dis heidense nasies. Maar jy gaan haal vir my seun 'n vrou uit my familie. My vrou se familie. Maar sit jou hand onder my sy. Dis hoe die Bybel dit beskryf. Die implikasie is, bring jou hand, sit jou regterhand, sweer by my geslagsdele, waarmee God die verbond gesluit het, dat uit my nageslag sal die Messias kom. Daarom kan jy nie 'n vrou vat wat God nie kies nie. Nou gaan hy die dienskneg en hy weet nie, hoe gaan ek die vrou herken nie? Nou gaan hy na die Here toe en hy sê, Here, ek moet hierdie kamele water gee. En as hier 'n vrou kom wat sê, sy sal my kamele water gee, dan weet ek is sy. En die eerste vrou wat uitkom, is Rebekka. Nou julle, 'n kameel drink iets soos 200 liter water. Op 'n slag. Of 100 liter, maar dit is baie. En sy moet daai kamele water gee. Sy sê, ek sal dit doen. Maar sê hy het haar bepeins en gesien sy's pragtig. En dan sê hy vir haar, ek het jou kom haal vir 'n vrou, vir my Here se seun.
Ja, hy het haar nie gesien nie, sy het hom nie gesien nie. Dis nog 'n challenge. Dis hoe die Ou Testament gewerk het, geloof. En sy gaan saam. Maar die verbond van God word vervul met die geboorte van Jesus Christus. Maar dit sluit nie die beloftes van die verbond uit nie. Hoor jy wat ek vir julle sê? Die verbond van die besnydenis word afgehandel toe Christus Jesus gebore is. Want toe eers kon die genadebedeling vloei na die heidene toe, wat nie besny was. Want onthou, as jy nie besny was, dan kon jy nie in die tempel ingaan nie. Jy kon nie. Die afsluiting van daai era vind plaas toe Jesus sy laaste asem uitblaas. Toe tree genade. Hy het dit al kon demonstreer, waar hy genade betoon teenoor almal wat gebonde was, wat siek was, wat al die probleme gehad het, selfs teenoor heidense mense, die vrou met die hondjie, julle wat, ek kan nie die krummels van die hondjies gooi, julle ken daai, daai vrou is 'n heidense vrou. Maar my Here, dit is so, Rabbi, dit is so, maar die hondjies eerder dan van die krummels wat van die tafels afval. Hierdie geloof vrou het ek nog nooit in Israel gesien. Gaan en vind dit soos jy gevra het. En gee genade. Nou kom Nikodemus in die wettiese era na Jesus toe. En hy wil weet, waar kry jy die krag? Hoe werk dit? Hoekom ontbreek dit in ons lewens? Is U die Messias wat ons so lank verwag? Nou antwoord die Here Jesus hom. Ek sê vir jou Nikodemus, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Sonder opregte bekering en ware geloof in Christus kan die mens nie ontslaa raak van die vloek van sonde nie. Met ander woorde, jy kan nie die muur van sonde wat opgebou is in jou vleeslike lewe oorkom behalwe deur ware bekering en belydenis van sonde. Jy kan nie. Dit moet afgebreek word. En wie breek dit af? Net jy. Geloof in Christus, my belydenis dat ek in Jesus glo, daarom bely ek my sonde. Okay, dat hy my sonde kom wegvat het. Nou kyk nou. Dit is eers nadat Jesus ons sonde vergewe en die skeidsmuur of die middelmuur van sondes voor God afgebreek het, dat God weer met sy Heilige Gees na ons sal terugkeer om in ons te kom woon. Julle, die Heilige Gees het nie tot op Christus in mense gewoon nie, behalwe in individue. Maar het gekom en gegaan. Wat was die teken wat God vir Johannes die Doper sê? Dat hy sal weet, uit daai duisende wat kom, dis die Messias. Hoe het hy dit geweet? Hy sê vir hom, hy sê, die een op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dis die lam van God. Daarom roep hy uit, toe die duif op hom kom, die Gees soos 'n duif op hom kom, dan net soos 'n duif, nie 'n duif nie, soos 'n duif op hom neerdal. Wat is die volgende, en wanneer gebeur dit? Die oomblik toe hy uit die doopbad uit opstaan. Toe hy die Jordaan uit opkom, hy sê, toe hy opkom uit die water uit, het die Gees soos 'n duif op hom neergedaal, en hier staan Johannes, en hy sien dit voor hom gebeur, en hy weet, dat hy weet, is die Messias. Dan kom maar 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun. Nou julle, wat bedoel daai woorde? Waar, as ons vandag aan ons terminologie moet na daai woorde kyk, dit is my geliefde seun. Wat spreek dit aan? Dit spreek identiteit aan. Hoor jy wat ek sê? Met ander woorde, nou kom Johannes 1 vers 12, almal wat Jesus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kind van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie deur die wil van 'n mens nie, maar uit God gebore is. So kan jy sien, almal wat in sy naam glo, wat sy naam? Die naam van verlossing, die naam van Jesus. So, nou kom die oomblik toe Jesus die pad van geregtigheid volg.
sê 'n stem uit die hemel, dit is my geliefde seun. Stem het nie ooreen met Johannes 1 vers 12 nie. So wanneer word jy sy geliefde kind? Wanneer jy Jesus aangeneem het. Kan jy sien? Wanneer jy deur hom gewederbaar word. Want hoe kan jy God jou vader noem as jy nie uit God gebore word nie? Okay, ja, hy is die eienaar van alles, hy het jou gemaak, hy het jou geskep, maar hy sê vir die fariseërs, julle is die kinders van die duiwel. Okay? Want almal van ons is vleeslik en God is geestelik. So om in die geestelike riem in te beweeg, moet ek weer gebore word. Nicodemus reageer op Jesus se antwoord en vra hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Uit Nicodemus se stelling is dit baie duidelik dat hy die woord weer, met ander woorde, hy verstaan die woord nie weer. Want hy vra, as hy nie die woord, die konsep van weer 'n keer, weer gebore word, verstaan het nie, sou hy nie die vraag gevra, ek kan nie die tweede keer, of die stelling gemaak het, ek kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van my moeder ingaan. So, waarmee assosieer daai ou man, want hy was hulle ou man, Jesus se woorde met betrekking tot wedergeboorte hier? Hy trek dit onmiddellik na die vleeslike dimensie van geboorte toe. Want die woord wat Jesus gebruik, weer, gebore, is twee woorde. Dis nie een spesifieke woord, 'n samevoeging of 'n ding nie, dis twee verskillende konsepte, en die konsep van geboorte, die konsep van weer, is 'n tweede keer moet jy gebore word. Nou moet julle my volg. Nou kyk Nicodemus na hierdie stelling en hy sê, maar dis onmoontlik. Wat bedoel jy nou, Jesus? Ek kan nie verstaan wat jy vir my sê nie, want dit maak nie sin nie. Nou sê Jesus vir hom, jy's die leraar van Israel, verstaan jy dan nie hierdie dinge nie? Kom ek vra dit in vandag se terminologie, jy's die moderator van hierdie kerk en verstaan jy hierdie dinge nie? Moenie dink as 'n ou daai posisie beklei, weet alles nie. Okay? Hierdie ou kan nie kop of sterk uitmaak wat Jesus sê nie. Sy brein hardloop net na die konsep van die natuurlike geboorte toe. En dit is hoekom een van daai vier goed is die natuurlike geboorte. Wat absoluut binne die konteks van hierdie vers staan. Nou kyk nou, as ons verder gaan. Die woordjie again, weer verstaan jy, hy wys daarop dat 'n mens nie vir 'n tweede keer deur die natuurlike geboorteproses kan gaan om vir 'n tweede keer gebore te word nie. Hy verstaan dus dat Jesus iets sê oor 'n aksie wat binne die konteks van 'n normale geboorte geïnterpreteer behoort te word. Want dit is hoekom hy teruggaan na die natuurlike geboorte toe. Maar die geestelike aspek was vir hom onbekend. Hy kon dit nie die kloutjie by die oor bring nie. Nou in die lig van die feit dat hy die konsep van wedergeboorte in ooreenstemming bring met die natuurlike geboorte, moet ons stil staan by die proses van die natuurlike geboorte. En julle, hierdie ding wat ek julle nou gaan sê, maak dit eenvoudig logies. Wanneer jy na die natuurlike geboorte kyk, het jy 'n paar dinge nodig wat moet gebeur. Heel eerste het jy 'n saad nodig. 'n Saad op sigself, die saad van 'n man, kan nie 'n geboorte bewerk nie. Jy het 'n eiersel nodig. Okay? So, jy het 'n saad, jy het 'n eiersel nodig. Die derde ding wat jy nodig het is konsepsie. Daar moet bevrugting plaasvind tussen die sel en die eiersel. Ons praat nou 'n bietjie grootmens dinge, maar dit is noodsaaklik dat julle dit verstaan. So luister nou mooi. Waar is die saad? Geestelik. By God. Maar geef my skrif. Kom maar, geef my skrif.
Waarmee sal ek my koninkryk vergelyk? Dit is soos 'n saaier wat saad saai. En die langs die pad is die hoorders. Geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die saad, die woord van God. So wat is die saad? Dis die woord. So met ander woorde, die saaier saai die saad, die eierselle is die hoorders langs die pad. Hulle hoor mos die woord, hulle ontvang die woord, en net soos in enige natuurlike verhouding tussen man en vrou, is daar duisende sade wat iewerster weggewys word en een saad word geabsorbeer. Is ek reg as ek dit sê? So jy hoor die woord van die Here, dit gaan hierin en by baie van die ouens gaan dit daar uit en ek het mos nou onlangs daaroor gepreek, die 4 soorte gronde. Jy kry die saad langs die pad, dis die ou wat dit hoor, maar hy vat dit nie. Dan die saad op die grond wat die rotsagtig is, hy vat dit onmiddellik, maar weens die druk van die wêreld het hy geen diepte in sy wortel nie. Dit skroei as die wêreld daaroor, die son daaroor skyn en die wêreld se druk kom en dan gee dit op. Die derde groep val tussen die onkruid, dit groei en kompeteer saam met die onkruid en net voordat dit kan begin saad dra, kan oes kan begin voortlewer, begin hierdie saad van hierdie onkruid ook saad dra en kan hierdie goed nie gelyk oes nie. So hy verloor sy oes, hy het 0, al 3 daai goed het 0 oes. En dan jou 4de een is die wat in goeie grond val, 30, 60 en 100voudige opbrengs. So kan jy sien dat die saaier, die saad wat gesaai word uit daai 4 kategorieë, net 25% mense absorbeer hierdie saad en van daai 25 is daar 30, 60 en 100voudige opbrengs. So jy het die saad is wat? Is die woord van God. Die toehoorder is die eiersel. Wat is konsepsie? Sê weer? Okay, gaan nou net bietjie terug na van die ontkenning af terug. As jy die woord met geloof nie. Met ander woorde, jy die hoorder, jy die geloof en jy die saad kom by mekaar uit. Dis hoekom die konsep van bekering is presies daar. Want wat gebeur op die dag van Pinkster, toe hulle die Heilige Gees uitstorting sien? Wat vra hulle? Wat? Hy sê, en toe die wat diep in die hart getref was, deur die woord wat Petrus verkondig het, vra hulle vir Petrus hulle, wat moet ons doen, broeders, as ons op die Heilige Gees wil hê? Wat moet ons doen as ons gered wil word? Wie vra dit? Dis die wat die woord wat gespreek was, hoor en dit absorbeer en hulle vat dit hart toe. Met ander woorde, hulle bring dit hart toe. So skielik kry jy die saad en jy kry die geloof, die hoorder kom by mekaar uit. Konsepsie vind plaas in bekering en die nuwe lewe begin. Die hart. Okay? Nou wat gebeur nou met daai klein as konsepsie plaasvind dit binne in die baarmoeder? Daar begin 'n baba ontwikkel, 'n fetus ontwikkel. Okay? Waarin is hy gekoppel? Aan 'n naaldstring. Waarin lê hy? Vrugwater. Nou groei hy 9 maande. Hoe weet hy maar die oomblik van geboorte is nie? Die water breek. Hier staan my mamma 2 hierso. My vrou het my 3 keer gesê, hoorie, so jy moet kom. My tasse is gepak, skuif en dan vra ek, "Wou kom, wat wil nou aan?" Nee, is jy stupid man. Ja. Okay. So met nou die oomblik as die water breek. Ek praat van die natuurlike proses. Dan moet jy weet. Dis 'n kwessie van tyd en die baba is daar. Nou gaan jy hospitaal toe, nou is die ma daar, en die dokters nou daar, en almal is nou daar. Nou die water gebreek, nou begin daai pyne al hoe vinniger tot die geboorte kom. Nou kom die baba uit, dan word hy gebore.
Nuwe lewe, daar's 'n nuwe lewe. Hy's daar. Maar hy het nog 'n naaldstring aan. Ja. Met ander woorde, hy is nog verbind tot sy ou lewe. Dat dit nie soos baie Christene nie. Dead bonds. Nou lê daai baba daar. En dit is 'n vinnige proses, hy dokters maak net so, hulle speel nie daar nie. En die oomblik wanneer daai baba buite is, wat doen hy dan? Dan kom op sy boot. Nou. Jy het weer weggekyk toe dit gebeur het. Hy sny die naaldstring. Ja. Ek vra vir Sonja die aand, ek sê Sonja, sê vir my uit 'n mediese oogpunt uit toe ek hierdie storie vertel. Wat gebeur? Sy sê dat die oomblik wanneer die naaldstring geknip word, stuur dit 'n sensor na die brein toe, wat die oomblik as die pyn impuls, die impuls stuur 'n impuls na jou brein toe, na die kind se brein toe, en daai impuls sê vir die kind, jy moet self asemhaal. Dis hoekom die volgende een is, nou is ons by Billy se storie. Nou vat hy hom, koef. Dat stoor in daai babas wat in die kar op pad hospitaal te gebore word, die knip hy naaldstring. Niemand knip daai naaldstring. Maar hy kind huil as hy by die hospitaal. Maar hy naaldstring is af. Ja, dis 'n natuurlike proses, Ja. as hy nie geknip word. Want nou enige dier wat gebore word, die naaldstring breek. Hy breek af. So kan jy dit sien. Maar die naaldstring Hy moet breek. Ja. Ja. En die oomblik as hy daai pyn wat daai kind daar ervaar, sê vir die brein, jy's uit jou ou lewe uit. Jy's in 'n nuwe lewe. En wat is die volgende ding? Die gees. Hy haal asem en dan skreeu hy. Jy weet nie waar hy skreeu vandaan kry, maar hy doen dit. Okay. Pak dit uit. Dis hy Yahweh. Ja, dis net dit. So, sien jy daar dat die proses van wedergeboorte is identies met betrekking tot dit. Daar's 'n hoorder, die evangelie word gesaai, die woord word gesaai, bekering vind plaas, lê binne in 'n baarmoeder. So wat se ding is die doopbad? Die doopbad is 'n groot genoeg baarmoeder om jou 1.857 lyf te kan handle, Nicodemus. Ja. Hoor wat ek vir jou sê. Dit is hoekom as jy saam met Christus afgaan, sê Paulus, word jy saam met Christus begrawe in die dood. En wanneer die water breek, as jy opkom uit die water uit, dan is jy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk ek maak alles nie. Dit was julle gewees, maar nou is julle dit nie meer nie, maar julle is geheilig en geregverdig deur die Gees van ons God. So die proses, Nicodemus sien die natuurlike element, maar hy kon nie die geestelike element hier verstaan nie, hy kon dit nie snap nie, want hy sien net sy liggaam en sy maag, maar hy weet die woord wat Jesus gebruik het iets met geboorte te doen. En hy weet die woordjie wat Jesus sê het weer beteken 'n tweede keer. Dis hoe my sê, ek kan tog nie die tweede keer deur die skoot van my moeder gaan nie. So wat het Jesus vir hom hier gesê? Net so vind wedergeboorte ook plaas. In Lukas 8 vers 11 staan beskryf, die saad is die woord van God. God saai sy woord, sy saad in die wêreld. En net soos daar 'n eiersel by die natuurlike lewe nodig is om 'n nuwe lewe te vorm, moet daar ook by hierdie geestelike geboorte 'n eiersel wees. In Romeine 10:17 staan geskryf, die geloofdes is uit die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Die ore van die mens is die plek waar God se woord penetreer. Wanneer die persoon wat hierdie woord hoor, die saad van God deur geloof aanneem, vind geestelike konsepsie in die hart plaas en kom daardie persoon tot bekering. Julle, dit is hoekom jy sal altyd sien wanneer 'n mens waaragtig tot bekering kom, is dit amper sonder uitsondering sal jy sien, daar kom trane. Want die persoon raak bewus van sy verlore toestand en hy raak bewus van die heiligheid van God. En die oomblik as hy bewustheid kom, ware bekering spreek in jou gees. Dit praat nie diep in jou hart. Jy raak bewus dat jy is verlore.
Jy word absoluut oortuig dat hierdie mens kan nie voor die heiligheid van God staan nie. En dit maak dat jy oorgee aan die Here. Onthou daai skrif wat ek net so verlede Sondag gepreek het en gesê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar wanneer dit sterf, dan eers dra dit veel vrug. So ek en jy moet, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie. Daarom sê Paulus in die boek van Romeine, as jy saam met Christus gedoop word, word jy saam met Christus begrawe. Jy sterf saam met Christus. Nou staan jy saam met Christus op. En hoe lyk hy na die opstanding? Verheerlik deur die Gees. Hoe moet ek en jy lyk na die opstanding? Verheerlik deur die Gees. Daar's nie 'n ander pad nie. Dis die patroon van die Nuwe Testamentiese era. Dit is wat God wil hê ek en jy moet vanmôre verstaan. Of vanaand. Wanneer die persoon wat hierdie woord hoor, die saad van God deur geloof aanneem, vind geestelike konsepte plaas. Die feit dat hy self besluit of hy die woord van God wil aanneem of verwerp, bepaal of daar 'n nuwe lewe gaan voorkom. Net die persoon alleen sal dit kan kies. Ek kan nie namens jou kies nie, ek kan jou nie dwing om dit aan te neem nie. Ek kan jou net die saad gee. Wat sê Paulus op een plek rondom hom en Barnabas? Daar iewers in die sentbriewe wat hy skryf. Hy sê ek Paulus daar's 'n argument in die kerk, ek dink in Korintiërs. Wie het ons gedoop? Het Paulus jou gedoop? Het Barnabas jou gedoop? Het Petrus jou gedoop? Of wie hierso gedoop? Nou vaai die mense, wie is nou die mees heiligste op die grond van die een wat hulle nou gedoop het? Nou kom Paulus en sê, is Paulus miskien vir julle gedoop? Is julle dalk gedoop in Paulus se naam? Sê nee. Nou gaan hy aan, ekskuus, ek het daai skrif verloor dat ek nou vir julle wil gee. Dis net dit. Ek sal my nou weer byvoeg, moenie worry nie. So met ander woorde, hy kom ons gaan net terug. Die geloof is uit die gehoor en gehoor deur die woord van God. Die ore van die mens is die plek waar hy die woord hoor, met ander woorde, waar konsepsie plaasvind in die hart, bekering vind plaas, en dan gaan hy aan die feit dat hy self besluit of hy die lewe wil aanneem en of hy dit wil verwerp, dit bepaal sy destiny. Jy kan nie iemand anders se bestemming bepaal nie. Jy kan nie. Ek kan dit nie namens jou kies nie, jy kan nie namens my kies nie. 'n Pa kan nie namens sy kinders kies nie, en 'n ma ook nie namens haar dogters nie. Ons kan nie namens ons ouers kies nie. Elke man sal sy eie pak dra. Okay? Die siel wat sondig, sê die boek van Esegiel, die sal sterwe. As jy hierdie spreekwoord, wil ek nooit weer onder julle hoor, dat die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword nie. As jy dit wel nooit weer sê nie. Want dit is nie soos dit is nie. Dan sê hy, elke siel wat sondig, die sal sterwe. So ons moet vanaand baie mooi verstaan, dat elke persoon besluit vir homself. Ek kan jou net, dit wat ek nou vir jou sê van Paulus, nou kom ek terug. Paulus sê, daar terwyl hy, daai argument daar was, sê hy, ek het gesaai, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So met ander woorde, en dis 'n ding wat ek en jy moet verstaan. Ons saai God se saad, en ons moet dit so wyd en suid as moontlik saai, en ek dink Peer en ek het nou daaroor gepraat. Waar jy kan, moet jy die saad bly saai, so ver as jy kan. Soveel soos jy kan. Omdat jy nie weet, dat daai saad, of dit dalk op 'n stuk vrugbare grond gaan val nie. En julle 'n goeie voorbeeld het ek nou eendag vir julle genoem is nou in die begin van die jaar, begin van hierdie jaar, ja, toe haar 'n swart vroukie in die kerk instap en sy sê na die tyd vir my, ken jy my? Ek sê van nee, ek is jammer, ek ken jou nie. Mooi aangetrek. Sy sê ja, man, ek het vir jou gewerk. Ek sê waar het jy vir my gewerk? Sy sê net jy nog Arts Old Fashion Hamburgers gehad. Ek sê wat is jou naam? Sy gee my die naam. Ek sê ja, natuurlik kan jy. Nou kan ek sien as jy. Sy so ronde gesiggie. Ek sê maar wat val jy hier uit? Ja. Sy sê ek soek jou al 25 jaar lank. Yes. Ek sê hoekom? Sy sê my seun het jou gister op die Facebook raakgeloop. Toe vra hy, is dit nie hierdie ouetjie soek, hierdie pastoortjie soek nie. Toe sê my sien, sy sê dis ek, baie leliker en baie ouer en baie vetter, maar dis ek. Toe vat sy 'n taxi van Soshanguve af. Net om my een ding te kom sê. Sy het my kom sê,
Onthou jy daai dae toe jy vir ons gesê het dat met Jesus aanneem? Dan lag ons vir jou. Sy sê ek het my seun in die dood afgestaan. Toe onthou ek daai woorde, toe neem ek die Here aan en ek dien die Here van daai tyd af tot nou. En sy sê ek is 'n businesswoman. Ek sê wat doen jy? Nee, sy maak kos. Ek sê prys die Here, jy het 'n paar gelede 'n paar hamburgers te maak in jou lewe, nee. So kan jy sien, ek het in my wildste drome nie gedink om Maria wat aan naam ook al is. Wys daai saad wat daai tyd gesaai is. Ek staan daar en ek is absoluut verstom oor die getuienis van die vrou. Hoe sal jy weet? Want jy saai net die saad. En dit is, kyk, hou moet ook oppas dat nie jou, as 'n skrif wat sê, pas op met nie jou parels in die varke gooi nie. Ja. Dis 'n koninkryksbeginsel. Moenie as jy sien hierdie persoon wil niks met God te doen nie, bly karm. Dit sê nie, jy skryf hom af nie, dan begin jy hom bid. Maar werk met die wat oop is. Die wat wil hoor, die wat sal hoor, die wat sal luister. Die wat bereid is om te luister. So, Paulus kom en hy skryf hierso, hy sê aan hulle, ek het gesaai, jy het nat gemaak. So die woord van God sien jy is die saad. Hoor as Hebreërs 2. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woorde van die prediking het hulle nie So wat gebeur met daai woorde van daai prediking wat daar plaasvind? Dit val op dope ore, maar ek sê dit is eintlik 'n ander roete. As 'n void. Hy gaan hier in, daai kant uit. Okay, want hy hoor hom ons. Hy doen niks aan hom. Dis nie dat hy hom nie hoor nie. Hy hoor hom. Maar dit maak niks aan hom nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie. Kyk nou, omdat dit by die hoorders nie met geloof, wat is die volgende woord? Wat gebeur met die natuurlike geboorte wanneer die saad en die eier saam by mekaar kom? Julle, sy is nou 'n microbioloog, jy sal dit miskien 'n beter wees enig iemand anders hier. Het jy daai wat is die fotosintese? Wat is daai proses van seldeling? Seldeling, jy ken mos daai proses. Mitose en ja, meiose en mitose. Toe ek onthou dit van matriek af, so ek is van baie slim vir die tyd in die antwoord. Maar kyk wat gebeur hierso. Hulle noem daai hele proses noem hulle in Afrikaans is dit 'n vereenselwigingsproses tussen die saad en die eiersel. En dan word daai twee goed, dan kom hulle te mekaar en naderhand word so een dingetjie, dan gaan die middelste selmembraan gaan weg en dan is dit een selletjie wat daar is en dan begin daai hele daai ding aan die binnekant gebeur. So die woord is so ongelooflik waar. Dat tot die woorde wat God kies is absoluut waar. Wat hy vir ons gee. Dit bring ons terug by Johannes 1 vers 12. Nou gaan ons terug, hy skrif ons nou nog gekwoteer het. Maar almal wat hom aangeneem het, kan jy sien, verenig, aangeneem, dieselfde, die hoorder neem die woord wat verkondig is aan, hy verenig hom met die woord wat verkondig word, en almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van 'n vleesie, maar uit die wil, en ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Net diegene wat God se woord in geloof aanneem, wat 'n woord van God, dat verlossing is deur God se lam Christus Jesus bewerk. So met ander woorde, dis waaraan jy moet glo. Glo in die een wat na my kom, sê Johannes die Doper. So die versoeningswerk van Jesus is die deurslaggewende faktor nie. Jy kan nie gered word sonder jy glo in Christus nie. Dit is die woord van geloof. Dis die evangelie, dis die goeie nuus. Weet julle, dit is die goeie nuus wat Abraham ontvang het. Waar die verbond gesluit was. Okay? Nou lees verder. Nou sê hy in Lukas 8, dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Die langs die pad is die hoorders. Hier het ons gesien, saad word gesaai, dis nie met die hoorders verenig nie. Hier kry jy, die saad is die woord, die langs die pad is die hoorders.
Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hulle harte uit weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. So kan jy sien, voordat bevrugting kan plaasvind, omdat hierdie persoon aanhoudend sy hart verhard, kom die duiwel en hy pik hy saak op en hy is weg. En daai persoon kom nie tot bekering nie, omdat hy met 'n hart, julle, wat het met Farao gebeur? Hy verhard sy hart, hy verhard sy hart, die hele tyd. Okay, totdat dit eintlik hom en sy hele weermag, sy lewe kos. Ja. Nadat hierdie gelowige persoon, ekskuus, ek net na vers 15 toe gaan. In vers 15 eindig Jesus hierdie gelykenis met die volgende woorde. En wat in die goeie, die vrugbare grond val, dit is die wat nadat hulle dit gehoor het, wat doen? Die woord, kan jy sien die saad en die woord, goeie grond, die hart is ontvanklik, so, hulle wat die woord in 'n edele en 'n goeie hart hou, en met volharding vrug dra. Okay? Dan hoor dit, daar kom 'n nuwe lewe. Nadat hierdie gelowige die persoon God in sy hart toegelaat het, begin die nuwe lewe wat hy deur Jesus ontvang het, te groei tot op die tyd wanneer hy deur die bad van wedergeboorte gaan. Wanneer die water by die doopgeleentheid breek, word hierdie nuwe lewe gebore. Daarom beskryf Titus 3 vers 5 die doopwater as die bad van wedergeboorte. Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy genade, want barmhartigheid is genade, het hy ons gered. Hoe? Deur die bad van wedergeboorte. Okay, lees verder. Vernuwing deur die Heilige Gees. As daai skrif gesê het hy ons vernuwe, in net punt B was ingesluit, kon jy hierdie skrif gebruik het nie. Hoor jy wat ek sê? Nicodemus, voorwaar, as jy nie weergebore word uit water en gees nie. Wat sê Titus 3 vers 5? Kom ons lees dit weer. Nie op grond van die werke van gereg, nie op grond van ons goeie werke word ons gered nie, maar deur sy genade, sy barmhartigheid het hy ons gered. Hoe? Deur die bad van wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees. Is die bad van wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees dieselfde ding of is verskillende goed nie? Dit kan nie dieselfde ding wees, dis twee goed. En julle, dis in Titus. Dis 'n bietjie verder as in Nicodemus 3. Dis jare daarna. So, wat het die vroeë kerk die doopbad genoem? Nou kan ons neem maar hierdie bad van wedergeboorte bedoel die invulling van die oomblik toe jy Jesus aanneem, jou geloof, daar's die bad van weder. Julle dan maak die tweede gedeelte nie sin nie. Verstaan jy wat ek sê? Want dis die argument ons nou. Die bad van wedergeboorte verwys na die dag toe jy Jesus aangeneem het en hy met sy gees by jou kom bly. Gaan kyk maar 'n bietjie in die Grieks wat beteken die bad van wedergeboorte. Okay? Hier vind ons weer die twee komponente, naamlik water en gees. So word dit ook weer eens in Kolossense 2 vers 11 beskryf. In wie julle ook besny is met 'n besnyning wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê, in die besnydenis van Christus, sodat julle saam met hom begrawe is, waar? In die doop. Waarin julle ook saam opgewek is, deur die geloof, so jy kan sien, nooit sonder geloof nie, in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. Dit is duidelik dat hierdie nuwe lewe altyd die uitvloeisel van geloof en die toepassing van die bekeringsdoop met water is. Verder is daar by die natuurlike geboorte nog twee dinge wat plaasvind
Wanneer die baba sy verskyning maak, word die naaldstring geknip, hierdeur word alle bande gebreek met die omgewing waarin die baba ontwikkel het. Die baba kan nooit weer daarheen terugkeer nie. Net so moet elke nuwe gebore Christen van sy vorige lewenswandel afstand doen en mag hy nie na sy ou lewe terugkeer nie. Julle, ek het al 1000 keer 'n skrif gekwoteer in hierdie sessie. Geef my 'n skrif daar. Kolossense 1, is dit 3 vers? Is dit 3? Ek kan hom kwoteer, kom ons kyk eers. Dis 1, ja, moet 1 wees. Lees 'n bietjie. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Hy is reg, ja. Hy wat ons verlos het, verlede tyd, uit die koninkryk van die duisternis en oorgebring het. So kan jy sien, wanneer vind daai proses plaas? By wedergeboorte. Hy haal jou uit jou ou lewe uit en hy plaas jou as 'n nuwe geestelike baba in die geestelike lewe. Daarom sê ek, skryf aan julle kinders omdat jou sonde vergewe is. Skryf aan jou jongman om jy die bose oorwin het. Ek skryf aan jou vader omdat jy God ken. So kan jy sien, die proses wat hier vir ons genoem word is letterlik, dit is klaar afgehandel en hier sien jy dit weer. Na hierdie gelowige persoon God in sy hart toegelaat het, begin die nuwe lewe wat hy deur Jesus ontvang het te groei tot op die tyd wanneer hy deur die bad van wedergeboorte gaan. Nou gaan hy aan hierso in vers Kolossense, daai 2 gedeelte sê hy, en wie hulle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig is nie. Ek het nou 'n skrif hier gesien wat ek vir julle wil gelees het. Vers 12. Hy is ook hierso, ja. Wat nie met hande verrig is nie. Deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop. Julle, ek wil net gou iets kyk hierso op Romeine 6 ingelei is. Lees gou iemand van my Romeine die 6de hoofstuk. Kom ek sal sommer gou kyk terwyl dit so is. Ja, lees hom. Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So wat sê daai skrif vir ons? Jy moet saam met Christus begrawe word deur die doop en jy moet saam met Christus opstaan uit die dood. Ok, ek sien nou die verkeerde boek. Ek sien die boek het gekry, maar net so dit genou aan. So, Paulus sê dit aan die Romeine en hy sê dit aan die Kolossense dat die doop het iets te doen met jou sterfte in Christus. Hy sê dit daar ook. Verder is daar by die natuurlike geboorte nog 2 dinge en ek het nou vir julle gesê, daai een is die naaldstring wat gesny word, jy kan nie terugkeer nie. En nadat die dokter aan die naaldstring geknip het, dan sien ons hy tik hom op die bout en dan haal die persoon van self asem. As daai persoon nie asemhaal, as hy babietjie gebore is en die naaldstring en hy kind haal nie asem nie, wat gebeur? Hy sal sterf. Hulle noem dit 'n stilbom. Ja, stilbom. Met ander woorde, en dit is vir my altyd so vergelykend na die kerk. Hulle kom tot by die geboorte, maar hulle word nooit gevul by die krag van die Heilige Gees nie. Dis mooi dan dink. Dis hoekom die kerk baie keer pap is, as ek daai woord kan gebruik, amper nie effektief is nie. Want die krag om die boodskap vorentoe te vat, ontbreek. Okay. So, jy kan nie die doop losmaak
van jou aflegging van die ou mens van sonde, waar jy saam met Christus sterwe, om 'n nuwe wese op te staan. Beteken dan ek het niks meer sonde daarna as ek opstaan nie. Dit beteken al jou sondes is weg, afgewas, soos die weste van die ooste verwyder is. Maar nou, het jy nog steeds jou eie willetjie. Jy het nog steeds jou eie swakhede wat jy moet oorkom, maar nou het jy die gees van God ontvang, om jou te help, om oorwinning oor hy swakhede te kry. Want as jy dit nie het nie, hoe gaan ons dit regkry? Ons kan ons nie sonde weerstaan net in die vlees nie. Want is die vlees wat duik. Dis die vlees wat begeer teen die gees, sê die woord. So ek moet geestelik oorwin in my geesmens om die vleesmens te oorwin. So wat moet die sterkste wees in jou mens wees? Die geesmens. Maar die geesmens, hierdie vleesmens is nou al 30 jaar oud of hoe oud ook al, hy het nou al baie triks van die trade geleer en hy het al baie dinge verkeerd gedoen, as baie begeerlikhede en as baie dinge. Hierdie geesmens moet nou opgroei. En dit is hoekom baie keer kry jy mense sê, hierdie ou sê is tot bekering, maar kyk hoe maak hy. Julle, dis nie regverdig nie. Daai geesmens het nou net tot bekering gekom. Hy is nog besig om 'n pad met God te loop om tot geestelike volwassenheid te kom. En ek hoop, iewers in die toekoms gaan ouens gaan terug en sê, Jesus, is dit dieselfde ou? Is dit dieselfde ou wat ons geken het? So, oornag verander God jou. Maar dit sal van jou afhang, hoe vinnig jy geestelik vorentoe gaan. Deur te bid, deur tyd in die woord. Deur God se gees toe te laat in gehoorsaamheid, as hy vir jou sê, doen iets om dit te doen. Want so gaan hy jou skool. Hy gaan jou laat groei, om te kyk, wat is jou gehoorsaamheid teenoor hom. Okay. In 7 vers 8 lig Jesus die sluier oor sy identiteit en beantwoord hy die vraag met betrekking tot die wonders en die tekens. En julle, hierdie is my so kwaai. Want nou kom hy by Nikodemus en hy sê vir Nikodemus, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God in die ewigheid nie ingaan, jy kan dit nie sien nie. Jy kan nie weergebore word, sê ek, net alleen met die gees nie, want die woord en koppel die twee. En so hy goed gaan kyk wat die vanaand julle sal aansluit sien, uit 'n ander invalshoek. Maar, jy kan ook nie weergebore word, sonder die Heilige Gees nie. Van die twee loop hand aan hand. So, baie mense sê, ek is gered, ek is gedoop. Dis nie waar nie. Jy moet Jesus aanneem as jou God en verlosser, nommer 1 self. Jy moet dit bely. Jy moet jou bekeer. Jy moet jou hart vir die Here gee. Jy moet vir die Here sê, Here, nou kom jy as koning van my lewe. En dan gaan jy deur die proses. So jou geloof in Christus moet altyd daar wees, jou eerste. Kom ons hoor net wat sê hy hierso. Nikodemus, nou sê hy vir hom, want nou, Nikodemus, nou soos al van hoofstuk 3 vers 1 af, nou soos al by vers 7, hy het nou nog, die arme man nog nie geantwoord nie, of arme Nikodemus, ek weet nie of hy praat, hy is nou nog vastgehaak by die mamma, weet waar moet ek nou die tweede keer gebore word, okay, nou lyk dit, maar jy het hom nie geantwoord nie, nee, kom ek wys jy hoe antwoord hy. Vers 7 en 8. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. So kan jy sien, 'n tweede keer gebore word nie. Wat sê hy nou vir hom? Wat 'n weird antwoord. Hy kom net uit een weird antwoord uit, nou kan hy die volgende weird antwoord. Die wind waai waar hy wil. Jy weet nie van waar af hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Verstaan jy luister? Wat sê daai vers?
Nikodemus, jy het gekom. Jy wil weet, waar kry ek die krag vandaan om sulke wonders en tekens te doen? Ek sê vir jou, voorwaar, as jy nie weergebore word uit water en gees nie, help dit nie, ek sê vir jou, jy gaan dit nie kan insien nie, jy gaan dit nie in besit kan neem nie, jy moet eers volkome in my glo, jy moet jou hart aan my toevertrou, en my gees moet in jou kom woon. En wanneer daai goed gebeur het, dan sal jy wees soos die wind. Jy weet nie van waar af dit sal kom nie, jy weet nie hoe dit werk nie, jy kan dit nie vir iemand verklaar hoe sien 'n blinde nie, jy kan nie verklaar hoe loop die krepele nie, jy kan nie verklaar waar kry jy die krag, hoe die krag vandaan, al wat jy weet is, jy sien die effek daarvan. Want as die wind waai, en jy kyk na die bome, kan jy sien waarvan af kom hy wind. Jy kan voel, hy kom uit die noordweste uit of uit die wat is dit, uit die suidweste uit hier by ons. Jy kan dit voel. Maar jy weet nie van waar af kom hy wind nie. Waar hy wind begin. Waarheen is hy op pad? Het jy al ooit daaraan gedink? Hierdie wind waar jou boom laat jy so staan. Waarheen gaan jy? Cheers ou maat. Waar gaan jy eindig? Ons dink nie daaraan nie, want jy weet nie. Dis een van daai dinge wat jy nie weet nie. So Nikodemus, dit help nie ek praat met jou oor wedergeboorte nie. Dit help nie ek praat, ek sê vir jou hoe dit werk nie. Wat jy vanaand moet verstaan is, ek moet in jou kom woon, sodat ek deur jou kan regeer, en die oomblik as ek in jou woon en deur jou regeer, gaan goed in jou lewe gebeur wat jy nie menslik kan verklaar nie. Jy gaan nie die effek, ander mense gaan die effek daarvan sien. Jy gaan sien blindes sien en krepeles loop. En dan gee ek julle een raad. Wat word van Nikodemus? Want hierna lees ek net een keer nog van hom. Waar? Dis hy wat saam met die ryk man van Arimatea, in wie se graf Jesus gelê het, na Pilatus toe gaan en sê, gee my sy liggaam. Skielik gaan Nikodemus in die openbaar. Hy wat in die nag gekom het, begin goed vir hom oopgaan. En daar's 'n aardbewing. Die voorhangsel skeur in twee. Die grafte gaan oop en die dooie staan op en verskyn aan hulle geliefdes binne die stad. Die skielik verstaan, die hoofman oor 100 wat die soldate opgepas het daar by die kruis, roep uit waarlik, hy was die seun van God. Kyk die verlede tyd, hy was. Kom, want sy seunskap is afgehandel. Hy vaar op. Ek keer terug na die boesem van die Vader waaruit ek gekom het. So kan jy sien, kind van die Here, hier staan Nikodemus, en hy besef, hy hoor die woorde. Dis soos die wind. Jy sal nie weet hoe dit werk nie. Al wat jy sien is die effek. En hy gaan haal Jesus se liggaam, saam met Arimatea, hy ryk man van Arimatea, van die kruis af. In die openbaar, waar almal dit kan sien. Erken hy eintlik aan die hele wêreld om hom, dat hierdie is julle Messias. So ek wil vanaand vir jou sê, dikwels het 'n ou 'n skok nodig, soos ou Nikodemus daai aand nodig gehad het. Want ek dink toe hy daar uitstap, ek dink net om voor Christus te kon sit en hierdie woorde gehoor het, hierdie liefde ervaar het. Ek het daai liefde van God in 'n visioen ervaar, in een nag in my lewe, vir 4 ure lank kon ek nie ophou huil nie. En al wat in my hart opkom is, daar's 'n oortuiging van sonde. Maar in God se hart is daar geen veroordeling nie. Dis al wat ek hoor daai hele nag. Ek hoor dit. En ek kan nie, dit is so intens naby my, dat ek nie kan ophou huil nie. Ek kan nie bid verlede week vir Christa, sy het deur 'n gewellige 2 weke van krisis gekom met 'n voertuig wat sy radkas opgebreek het, en
Hulle het al gesê, dit gaan 100.000 rand kos om my radkas reg te maak, as jy nie weer moet koop oor die 100.000, die kar is nie so 100.000 werd nie. En sy het nie daai tipe geld nie, en sy was opgestel, sy het 'n kind wat sy by die hospitaal, wat sy by die werk moet kry, wat nie self kan bestuur nie, en sy is opgestres, hoe gaan sy maak sonder 'n kar? Hulle kwoteer haar uit vir 'n tweedehandse radkas toe 34.000 rand, waar kap sy 34.000 rand uit, sê jy dit nie. Maar die Here onderneem vir haar, dat die hele regmaak van die kar 2.700 rand kos. Is dit nie die Here nie? God is getrou aan sy kinders. So luister mooi kind van die Here, wat God vanaand wil hê ek en jy moet weet is, wedergeboorte kan nie vir my. Jy sal die, hoe dit gewerk, sy het nie geweet hoe dit gaan werk, sy het nie geweet, sy het letterlik 'n bordjie gesien binne daai plek wat haar 30.000 gekwoteer het, daar gestaan, God sal 'n weg maak. En toe sy daai bordjie lees, toe spring dit op in haar gees. En sy skep moed. Sy kom by die kantoor en sy is daar weg huilend. Toe sy terugkom, toe smile sy. Sê ek, hoe lyk jy nou so anders? Wat is nou die verskil tussen nou en nou? Toe sy toe ek al instap. En die mense met my praat oor hierdie ding. Toe kyk ek en toe sien ek hierdie bordjie staan daar. Sy sê daai ding spring uit na my toe. En God sê ek sal vir jou 'n weg maak. Ek sê vat God op daai woord. Dis die woord wat hy vir jou gegee het. En bly dit roep totdat die Here die deurslag gee. En sy het. En sy bid. En sy soek die Here. Van haar operasie af, wat ek net gesien, ek ken ek het 'n ander Christa, daar is net iets in haar lewe wat gebeur het, sy net eenvoudig nader aan die Here gekom het, deur al die trauma van die afgelope paar maande, waar God met haar pad begin loop, dieper diepte, dieper geestelike, woorde praat sy met haar kleinkind, sy vat my preek nou die dag, 15 minute op haar telefoon, hy sit in Australië, van iewers in waar ook al, Nieu-Seeland, 15 minute herhaal sy daai preek sonder 'n stuk nota voor haar, woord vir woord wat ek daai vorige oggend gepreek het. Ek staan na my mond dan ook tog, Here, hoe is dit moontlik dat iemand daai stuk van daai preek so kan weergee? Maar as die krag van die Heilige Gees. Hy herroep dit. Hy sê vir jou wat om te sê. So ek en jy moet weet, hy moet in ons kom woon. Hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus sê vir hom, jy is die leraar van Israel, jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. Daai is interessant hier, kyk die tuisgeleer. Lees dit weer. Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun, kom ons lees dit net 'n bietjie vorentoe. Hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. Maar hy is dan nou op die aarde. So wat sê hy van homself dan? God. Okay. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo word nie veroordeel, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy wat nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Met hierdie woorde lig Jesus die sluier oor sy identiteit, sodat Nikodemus kan verstaan dat hy die gesalfde Christus is, en dat dit juis God se gees is in hom, wat die wonders en die tekens deur hom bewerk. So kan jy sien hoe kom met Nikodemus daai liggaam van die kruis gaan afhaal. Vir Christus is die wedergeboorte uit water en gees so belangrik, dat hy met sy heel laaste opdrag sy volgelinge geld gee om die wêreld in te gaan en die disippels van alle nasies te gaan maak in die koninkryk van God. En wat sê hy vir hulle? Hulle moet hulle doop, sodat hulle die krag van die Heilige Gees kan ontvang. Die groot opdrag, wanneer ons die studie, ons studie van die nuut gevonde kerk in die Nuwe Testament maak, vind ons dat die apostels alle nuwe bekeerlinge bevel
beveel om hulle te bekeer en dan te laat doop. Wat 'n mens opval is die feit dat by die beskrywing van al die doopgeleenthede duidelike tekens gevind word van die dooping met die Heilige Gees. Hier kan maar dit gaan kyk julle. Lees al die gedeeltes, soek dit search op die doop, dan gaan jy kyk. In die omgewing van die fisiese doop vind jy die uitstorting van die Heilige Gees. Alhoewel die evangelieboek van Matteus nie die eerste geskrewe boek van die Nuwe Testament is nie, maar wel eerste in die geskrewe boek van die Nuwe Testament, maar wel eerste in die volgorde in die evangelies geplaas is in die Nuwe Testament, gaan ons begin om van hier af deur die doopgebeure in die Nuwe Testament te volg. Okay. So ek gaan by dit begin en dis wat ek volgende week eintlik met julle wou gedoen het fisies. Ek het nie gedink ons gaan vanaand hier uitkom net gegooi kyk. Okay, ons kan dit volgende week ook doen. Volgende week verbring jy van julle Bybel saam in 'n blou merkpen. Okay. Wat ek gaan dit nou vir julle akademies gee, maar gaan ek julle volgende week wys in die skrif. Sodat julle dit kan merk terwyl julle lees. Okay. So, ons gaan by Matteus begin. So ek begin letterlik by die eerste boek in die Nuwe Testament. Lukas 24:48 sê Jesus vir sy disippels. Okay, julle sê, ek het nou gesê ek gaan by Matteus begin, ek wil net hier aansluitend vind, hoor wat sê hy hierso. En julle is getuies van hierdie dinge. Van watter dinge? Van die lewe van Christus. Onthou Lukas, wat is die verskil tussen Lukas, Matteus, tussen Matteus, Markus en Johannes en Lukas? Is Lukas nie 'n dokter? Lukas is 'n medikus, hy was 'n dokter. Lukas was nie 'n apostel nie. Hy was ook nie een van die ouderlinge. Maar Lukas het een of ander invloed gehad binne die hoë kringe van die Romeinse ryk. En ek dink dis as gevolg van sy mediese agtergrond. Maar iewers langs die pad moes hy Jesus gevind het. Nou kry jy hom en Lukas se verhaal, die boek Lukas, is 'n kronologiese opsomming van Jesus se lewe. En hy het gaan probeer om alles wat in Jesus se lewe gebeur het, kronologies neer te skrywe, sodat dit kon sin maak vir een of ander hooggeplaaste Theophilus, 'n ou in die Romeinse ryk, wat hy bearbeid, wat hy mee gedeel het. Daarom sal julle sien dat Lukas is ook dieselfde skrywer as die skrywer van Handelinge. So Lukas het Handelinge geskryf en hy het die boek Lukas geskryf. Maar die boek Lukas, in Handelinge 1 verwys hy na die twee boeke. Hy sê, in my eerste skrywe aan u Theophilus, het ek van die begin van Jesus se lewe af alles vir jou uiteengesit, soos dit aan my oorgelewer is. So hy het navorsing gaan doen, om te gaan kyk, wat is die kronologie van Jesus se lewe en hoe het goed gebeur. Terwyl Matteus beskryf Jesus se koningskap. Sy gehoor is die Jode. Dis hoekom julle sal kry dat Matteus nooit praat van die koninkryk van God nie. Hy praat nooit so daarvan nie. Hy praat altyd van die koninkryk van die hemele. Maar die boek van Johannes en die boek van Markus praat van die koninkryk van God. Nou hoekom het Matteus nie, hoekom sê hy die koninkryk van die hemel en nie die koninkryk van God nie? Want die Jode was nie geoorloof om die woord God eintlik te uiter nie. Daarom vervang hy dit met die koninkryk of die boodskap van die koninkryk van die hemele. Nou kry jy van hierdie slim pampoene wat vir jou sê daar's twee verskillende koninkryke. Dis die koninkryk van die hemel en die koninkryk van God. Dis nie waar nie. Want as jy die parallelle gedeelte gaan lees in Lukas, sal jy sien dat Markus skryf die koninkryk van God, Matteus skryf die koninkryk van die hemele en Lukas skryf die koninkryk van God. Dit is presies dieselfde verhaal. So, daar's nie twee koninkryke nie. Dis nou weer ouens wat nou die koninkryk wil split in twee verskillende teologieë. Alright, daar's baie sulke goed wat gebeur.
Maar moenie laat dit jou vang nie. Dus ekskuus, ek het net 'n stupid vraag. Maar was Matteus nie verwerp deur die Jode gewees omdat hy 'n tollenaar was? Nee, hy was. Want hy was 'n tollenaar. En hulle moes hom, hulle het hom eintlik in elk geval nie aangeneem nie, verstaan jy? So 'n mens weet ook nie uit presies wat sy agtergrond, hy moet uit Israel uitkom, maar hy het vir die Jode, hy het vir die Romeinse ryk gewerk en hulle het hulle gehaat omdat hulle tolgeld, belasting gehef het. En hulle het hulle verneek. Want as hulle net R18.20 moes betaal het, het hulle R20 laat betaal, verstaan jy, ander geld is die sak gesit. Dis nou die tollenaars. Die tollenaars, ja. Dis hoekom hulle niks van hulle gehou het nie. Maar hy was redelik geletterd. Want hy kon nie in daai opsig werk as hy nie 'n redelike skolastiese agtergrond gehad het nie. So hy moes wiskundig en daai tipe goed moes hy redelik gedoen het. So hy was opgelei in daai gebied. Maar hy beskryf die koningskap van Jesus. Jy sal sien sy hele benadering is Christus die koning. So sy hele invalshoek gaan oor Jesus se koningskap. Okay? Waar die ander boeke nie so is nie. Johannes is weer die woord. Jesus die woord. Jy kry dit baie keer in Johannes. Jy kry dit deeltyd in waar Johannes Jesus met die woord vergelyk, die woord. So dit is wat dit is sy invalshoek. Almal van hulle het 'n ander invalshoek. Maar wat ek wil hê julle moet verstaan is dat die boodskap van die koninkryk is een en dieselfde boodskap. Dis die boodskap van God se heerskappy. En alhoekom Matteus nie die koninkryk van God noem nie en die koninkryk van die hemel noem, is straightforward net omdat hy nie die woord God wou gebruik het nie, verstaan jy? Hy wou nie aanstoot daaroor gee nie. So dit is belangrik om dit te snap. Nou kom hy so en hy sê, en julle is getuies van hierdie dinge. Die woord getuie, en dit is nou hier, daai Lukas 24 is nou by die hemelvaart, né? Dit is nou net voordat Jesus in die hemel opgevaar het, kom Jesus en hy praat met hulle, en Lukas skrywe, Jesus sê vir hulle, julle is getuies van hierdie dinge. Getuies van watter dinge? Getuies van my lewe, van my geboorte, van my kruisiging. Julle is getuies van die sterfte en die opstanding uit die dode. So julle is my getuies. So wat se ding is 'n getuie? Dit is iemand wat eerstehands dit beleef het, dit eerstehands gesien het, dit eerstehands kennis oor het. As jy 'n getuie in 'n hofsaak is, dan beteken dit jy het eerstehands, jy was daar toe dit gebeur het. Jy kan getuig van wat jy gesien het of gehoor het. Jy kan 'n getuienis lewe rondom dit, né? Nou kom Lukas en hy sê oor hierdie apostels en oor al die ander mense, julle is getuies van hierdie dinge. Die woord getuie, wat beteken dit? Dit beteken letterlik martelaar of recordkeeper, met ander woorde 'n witness. Vir ons is die woord getuie nie onbekend nie, maar verwys na 'n persoon wat met waarheid kan getuig oor 'n spesifieke saak. Hierdie konsep aangaande getuies is van die uiterste belang wanneer ons die uitvoering van Jesus se finale en groot opdrag met betrekking tot die doop wil ondersoek. Hoekom is dit belangrik? Jy moet verstaan, Christus het 'n klomp opdragte gegee in hy 40 dae voor sy hemelvaart. Né? Nou sy hemel toe. Nou sê hy vir die ouens, nou gee vir hulle opdragte om weer te voer. Waarmee net voor die hemelvaart hy die finale opdrag gee. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou, soos ek julle beveel het. Maar daai presiese woorde, soos dat Matteus dit daar skrywe, kom nie presies in dieselfde formaat voor nie. Ek sal vir jou baie ander skrifte wys, in Markus, sowel as in Matteus, wat die bewoording identies dieselfde oor sekere goed is. Dis 'n kopie van die een na die ander boek toe. Dis oorgeskryf. Okay? Maar nie wanneer dit kom by hierdie goed nie. Wanneer dit kom by die doop sal jy sien, daar's interpretasieverskille met betrekking tot gebeurtenisse wat oor 40 dae plaasgevind het op verskillende plekke. En dit sien mense nie raak nie, jy snap dit nie. Want jy lees dit net aan die einde van elke evangelieboek, sien jy hierdie 3 se sieninge daaroor, en nou probeer jy die koutjie by die oor bring, en die bewoording is nie identies presies dieselfde nie. Nou raak dit 'n bietjie 'n moeilike tamaletjie om dit te doen, okay. Maar Lukas beskryf dit as hy sê ons is Christus roep ons as getuienis. Hierdie konsep aangaande getuies
is vir ons baie belangrik wanneer ons die uitvoering van Jesus se finale en groot opdrag met betrekking tot die doop wil ondersoek. Hoekom sê ek dit? Want onthou, op die woord van 2 of 3 sal elke getuie vasstaan. So as ek die groot opdrag wil navors, moet ek weet, wat is die siening van almal wat dit ervaar het. En waar kry ek dit? In die evangelieboeke. Ek wil weet wat het Matteus gesê, ek wil weet wat Markus gesê, ek wil weet wat het Johannes gesê, en ek wil weet wat het Lukas gesê, wat het daarna 'n opsomming van al die werke gedoen het. Okay. Want dan het ek 4 invalshoeke om te gaan kyk na wat eintlik daar gesê is. Ek weet nie of julle al 'n ou speletjie gespeel het waar ek het vroeër jare het ek 'n klomp predikante altyd opgelei en dan het ons altyd met hulle een of ander leierskapsding gedoen. Dan het ons vir hulle gesê, okay, julle staan in so 'n lang ry. En die ou wat agter is, sê vir die ou voor hom, jy gee vir hom 'n bietjie 'n ingewikkelde sinnetjie, net een sin. Ja. Maar jy gee vir ons al 'n ingewikkelde sin. En hy bly aanpas. Dan pas hy hom aan. Tot die voor. En die ou wat voor is, staan uit, kom uit die ry uit en die ou wat eerste gestaan het, kom uit. En dan sê die ou wat nou laaste gehoor het, wat is die boodskap? Vir die ou wat nou eerste gesê het. Ja. Dan as jy hy konna. Dit is nie daar nie. Want iewerster in Afrikaans sê hulle dit kry 'n stertjie. Ja. Het jy al weinig gehoor? Ja. Dis hoekom dit so gevaarlik is om daar in die toilette, daar in die badkamers, die vrouens hulle ore uit te lei vir die ander sussie wat kwaad is vir die pastoor. Want die storie wat sy vertel, gaan iewerster daar buitekant by die parkering uitkom, is nie dieselfde storie wat daar gesê is nie, en dan hardloop almal weg met 'n saak. Okay, maar dis maar hoe dit werk. Hoekom inligting word oorgedra, maar het jy gehoor? En dan kom maar iets by. Het jy gehoor? Dan kom maar 3 goed by. Het jy gehoor? Dan kom maar 4 goed weggelaat. Okay, nou is dit al 'n storie wat jy niemand gehoor het nie. Ja. Maar hulle dink hulle het gehoor. En so gaan dit aan julle. En dit is wat gevaar, dis 'n kommunikasieprobleem. So nou, as ons wil weet wat gaan aan rondom die doop, gaan ondersoek hierdie 3 boeke, hierdie 4 boeke, gaan kyk aan. Dan gaan jy dadelik sien wat sê die Here daar. Okay, wat het gebeur daar? Dis eintlik wat ek vir julle daar wil sê. In Matteus 28 vers 16 sien ons dat al 11 disippels al 11 disippels teenwoordig was. Nou ek sê nou vir julle mooi. Kom ek lees dit vir julle. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. Wat beteken die woord bestel? Hulle het 'n afspraak met hom gehad. Okay? Wie gaan so doen? Al 11 disippels. Okay, die 11 disippels het na Galilea. Ek nog as 12 disippels. Okay, Judas Iskariot is nie meer dan, lyk my aan die linkerkant as ons wakker vanaand. Okay. Judas is ek weet nie of julle weet hy selfmoord gepleeg. Hy's gaan nie dood. Okay. So en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. Dan volg die groot opdrag in vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle hoe? In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So hier kry ons die apostel Matteus se weergawe van wat daar gesê is. Nou is daar, praat ek in ons era, teoloog wat hierdie skrif verdedig en sê dat hierdie skrif is 'n inlasskrif wat deur die Romeinse ryk of deur die Romeinse kerk, die Romeinse kerk vroeër jare gemaak is. Vir my is dit 'n swak invalshoek. Want as daai skrif ingelas is hier wat dalk so kan wees, dan trek dit 'n probleem op die integriteit van hierdie Bybel. As julle hoor wat ek sê. Vertalings, jy kry beter vertalings en swakker vertalings. Dis hoekom as jy 'n skrif lees en jy weet nie altyd wat jy lees, jy kan nie lekker verstaan nie, vat net 'n bietjie Engels, dan gaan lees jy net die Engels. En as die King James te moeilik lees, dan vat jy net sommer een of ander NIV of 'n ding met 'n bietjie makliker Engels as jy gaan lees dit. Gaan kyk net na die Afrikaanse nuwe vertaling
En dan behoort jy 'n redelike prentjie te kan hê van wat daar eintlik gesê is, omdat die vertalings baie keer struikel oor hulle eie woorde. So dit kry jy. Maar om te sê verse is ingesit en uitgehaal, dit moenie hier wees nie. Dit plaas die integriteit van die woord onder verdenking. So asseblief moenie iemand daai pampoen rol nie. Want as 'n ou met daai storie by my kom, gaan ek hom dadelik op sy plek sit. Want die beste plek om die doop te verduidelik, die beste wegspringplek, is Matteus 28 vers 19. Want dit bou op tot op 'n rigting wat dit homself verklaar en die openbaring aan my en jou gee. So as ek hierdie pad loop wat ek nou met julle wil loop, dan gaan ons kan sien aan die einde. Ja, dit is logies. Dit kan nie anders nie. Maar ek moet, dis ook wel hier met julle Bybel vat. Want as jy daai Bybelboek oopblaai en jy sien daai blou, dan moet jy weet. En jy bring 'n gewone potlood of 'n ding saam, iets wat kan skryf in die Bybel, want elke vers wat ek jou gaan gee, die eerste wat ek jou gaan gee, gaan jy van daar af vorentoe verwys. Die tweede vers wat ek jou gaan gee, gaan twee wyskrifte hê. Een terug en een vorentoe. Hoekom een terug? Want as jy nou as jy 'n skrif soek, en die Heilige Gees herroep 'n skrif in jou hart, en jy weet nie presies waar staan, jy blaai hom en jy kom net hier op, en ek sien sommer nou hier. Terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Wat kom in die naam van die Here. Die woord naam het ek met blou onderstreep hierso. OK. As daar 'n kruisverwysing nou is vorentoe, weet ek waarvan af om daarheen vorentoe te gaan. Of na watter ander skrif, maak nie saak watter kant toe nie, in die Bybel te gaan. As daar 'n skrif is, jou eerste skrif terug en een skrif na die ander vorentoe, die volgende skrif. Kom ons moet nie vorentoe nie, die volgende skrif. Dan kan jy teruggaan en by die vorige skrif gaan jy hierdie een kry en nog 'n skrif terug. Totdat jy by die skrif uitkom wat jy soek. Hoor dit ek sê? Julle naderhand het jy dit glad nie nodig nie, want jy gaan die konsep snap en jy gaan die konsep gebruik. Want jy gaan met iemand deel oor hierdie goed. Glo my vry. Iemand gaan jou uitvra oor dit. En dan moet jy nie sê, hoor, ek gaan my pastoor roep nie. OK, want dit gaan te laat wees, ek gaan nie daar beskikbaar wees nie. En ek gaan vir jou sê, hoor, maak jou eie babatjies groot. OK. So, jy moet jouself bekwam. En ongelukkig, jy het nou so 'n geval wat jy nou wil tackle enig onder tyd. So, jy kan baie baat by jy is seker klaar geskool in dit, maar ek dink ons gaan nou 16 minute hoor, ek gaan nou hier ophou. Dan gaan ons eerder volgende week begin. Hoe laat hou ons altyd op? 7:30. Ja, so 7:16 so. Julle kan maar gou koffie drink. Dan gaan ons volgende week begin, dan gaan ek daar by Lukas skrif begin. Dan gaan ek van daar af. Dan merk ons dit, want alles wat ek daar gaan doen, gaan ek hier met julle raak. OK. Maar daar gaan julle saam met my leef, hier gaan julle net na my luister. So ek wil eintlik hê hierin. OK. Nie hierin, daar uit nie. Maar hy sit reg so. Blou pen. En dan kan julle die wedergeboorte skrif gaan ek vir julle daai dingetjie aanstuur, dan kan julle dit maar bietjie kyk, maak tyd daarvoor asseblief. En sommer raai op die godheid ook, of Jesus is God. Dit is baie baie. OK julle. Kom ons sluit dit af vanaand vir daardie. Vader, baie dankie vir die goedheid en die guns, en ek wil bid, Here, dat U ons sal verdaag vanaand in die liefde. Here, Nikodemus kom by U omdat hy daar in daardie middag, Here, toe U groot wonders en tekens gedoen het hy gesien en het iets besef dat hierdie persoon wat voor hom staan is nie 'n gewone mens nie. En hy besluit om meer van Jesus te leer ken. En uiteindelik sien ons, Here, dat dit hy is wat in die openbaar verskyn om die liggaam van Jesus van die kruis af te haal. En daarmee getuig hy, daarmee erken hy dat Jesus die Here is. En Vader, sy lewe draai van daar af weg
En ek wil vra Here dat U uit genade vir ons sal help, dat ons ook ons lewe sal wegdraai van die ou dinge, dat ons nuut sal word in Christus. Want ons almal het vernuwing nodig. Ons het die nuwigheid van die Gees nodig. Bewaar elkeen in die week wat voor lê op die paaie, Here, waar hulle gaan na hulle werke toe. Bewaar hulle werke, Here, gee dat hulle voortdurend 'n inkomste sal kan genereer. Help hulle, Hemelse Vader, om die liefde van Christus na buite toe uit te dra, om 'n voorbeeld vir ander te wees. Gee ons genade, Here, om die vrug van die Gees elke dag te openbaar. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Voordat julle blessings vir julle en druk nog in 'n paar lekker koffie, as julle wil.